Goeiemôre. Ek groet julle hier uit die mooi Oos-Kaap uit. Wat 'n wonderlike dag is dit nie vanmôre nie. Jy weet, as ou so na die skepping kyk en die voëls wat so lawaai en sing tot eer van die Here, weet ek daar moet 'n God wees. Hoe kan ons hierdie God wat hierdie wêreld geskaap het, dat ons nie in hom kan glo nie, verstaan ek dit nie. Al wat ek vanmôre kan sê is, as ek dink aan die woord van die Here, wat sê, dat die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. En alles wat die woord van praat, is oor God. In die begin was die woord was by God, en die woord is God. Hy is God. Niks kan dit verander nie. En hierdie selfde woord het vlees geword. Ja, hy het vlees geword. Vir 33 en 'n half jaar het hy vlees geword. En hy vir ons kom toon hoe om die Vader te dien. Hy het hierdie verhouding vir ons kom tentoonstel, die verhouding van pa en seun. Alles wat hy gedoen het was 'n voorbeeld vir ons. En dan dink ek aan Psalm 34 wat sê, ja, dat soveel dinge nie gaan lekker wees nie, maar die Here gaan ons deurdra. Hy sal ons deurdra. Dit is so maklik om te sê, ag, die Here is in beheer, die Here dit, maar ons leef, en ons moet leef in geloof. Geloof dat die woord waar en waaragtig is. Dis die woord wat ons gaan staande hou in hierdie moeilike tyd. Daar kom moeilike dae, baie moeilike dae. En ek wil julle bemoedig vanmôre, hou vas aan die woord. Ja, hou vas. Ek smeek julle, hou vas. Ek het te veel mense ontmoet wat die Here aanneem as hulle saligmaker, en nie lank daarna nie, dan val hulle terug. Dan dien hulle weer die wêreld. En dit is nie wat ons moet doen nie. Die woord van die Here sê, as ons tot die einde toe deurdruk, sal ons gered word. Jesus self sê dit in Psalm 4, Matteus 24. Hy praat van die laaste tye. Hy sê daar gaan 'n groot verdrukking kom wat nog nooit daar was nie. En dan sê hy, net na die verdrukking sal die son verduister, die maan sy glans nie gee nie. En dan sal die seun van die mens op die wolke verskyn. Hoor mooi. So daar gaan slegte tye kom en ons mekaar bemoedig vanmôre dat die Here is met ons. Die Here is met sy kinders. Weet julle wat? Al vermenigvuldig die teëspoed van die regverdige uit elkeen van hulle, sal God ons red. Dis wat ek net van gepraat het van Psalm 34. Uit elkeen sal hy ons red. So kom ons hou vas. Kom ons hou vas vanmôre aan die beloftes van God. Hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Daar is niemand soos hy nie. Niemand sal ons lief hê soos wat hy ons lief het nie. Dink mooi daaraan. As jy aan hom behoort, elke belofte in die woord is myne en is joune. Gaan hierdie dag in met die beloftes van God, dat jy, as jy aan hom behoort, vrees ons niks. Ons weet dinge gaan gebeur. Ons weet hy gaan ons deurdra. So hou vas. Dis nie meer lank nie. Nie meer baie lank nie, dan gaan ons vir Jesus sien. By die Here is dit 'n dag 1000 jaar en 1000 jaar is 'n dag. So ons kan nie eens meer seker wees wanneer sal dit wees nie. Maar weet net dit, hou vas. Hou vas aan die beloftes van die Here. Hy is goed en hy bly 'n goeie God. Daar is niemand soos hy nie. Hy wil jou vertroos vanmôre, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Hy wil hê jy moet aan hom vashou. Nie aan die wêreld se beloftes nie, nie aan mense se beloftes nie, maar God se belofte. Weet, mense
kan ons nie vertrou nie, maar God kan ons vertrou. Want hy vertraag nie in sy belofte oor sy koms nie. Maar weet jy wat? Hy is die een wat uitstel, sodat elkeen gered kan word. Maar as ons om ons kyk, dan lyk dit nie goed nie. Meer mense val in die wêreld en meer mense is verlore. Maar al wat ons kan doen is vanmôre is hou vas aan die woord en glo dat hy weet wat hy doen. Kom ons vertrou hom vanmôre en kom ons staan vas aan die woord. Lees die woord, bepeins die woord en laat jy weet vanmôre dat die Here sê, bekeer jou en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar is dinge wat ons moet doen om hierdie beloftes van God te ervaar. En dan moet ons heiligmaking nastrewe waarsonder ons God nie sal sien nie. Ons kan al hierdie goed doen, maar as ons die heiligmaking nastrewe nie, gaan ons dit nie maak nie. Ek beloof dit vir julle, die woord is reguit. Die woord draai nie doekies om nie. Ek wil vir julle sê vandag, daar's 'n pad wat jy moet stap, en hierdie pad is volgens die woord van God, nie my woord nie, God se woord. En as die Here sê, wees heilig, want ek is heilig, dan moet jy dit doen. Maar ek dank die Here dat sy Gees dit doen. Want in Filippense sê dit so mooi, hy sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit klaar maak, hy sal dit volbring. Vertrou hom vanmôre, vertrou hom. Mag die Here julle elkeen so seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar, mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Ja, mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Lief vir elkeen van julle. Dit wat ek doen, doen ek omdat ek lief is vir julle. Ek is lief vir julle. Hou vas aan die Here. Hou vas aan sy beloftes vanmôre. Dis my gebed in Jesus Christus naam. Geniet 'n wonderlike, geseënde dag verder.